dis hoe hy uitgekom het. 'n paar nuwe tegnieke gebruik wat ek nog nooit van tevore gebruik het nie, so gaan hom nou oopmaak, laat ons hom sien in die binnekant. Die hout wat ek hierin gebruik het, is Meranti, Rhodesian teak splines of inlegsels wat ek gemaak het in die 45 grade hoekies, om hulle so 'n bietjie te versterk. Dan Imboya randjie wat buite omkom. Hierdie is witlood of river tamarind, soos hulle hom in Engels noem. Dis 'n boom wat by my in die erf omgewaai het, so 'n jaar of 2 terug. Die inlegseltjies hierso het ek met 'n bandsaag gedoen. Dis 'n tegniek wat hulle noem weaving, in Afrikaans seker weef, nee, met 'n bandsaag. Hierdie is bottlebrush wat 'n goeie vriend van my vir my gegee het. Ek hou veral van daai, hy's glad, al lyk dit of hy krulle maak, wil ek amper sê, nee. Die Meranti kom van my ou huis in Piketberg af. Het was skirting gewees. So ja, kom ons maak hom geoop en kyk hoe se lyk binne. So binne het ek Imboya. Hierdie is waboom wat uit Klein Kobie uitkom, hier in Van Reinsdorp. Dit het vir my 'n ongelooflike mooi grein. As jy nou van nader af kyk, kan jy nou sien, hy verskil orals die mooiste grein. Alright, en daar is die binnekant van die deksel. Buite, die onderkant is ons nou ingelê, die bodem. Right, so ek dink is tyd dat ons hierdie messe inpak en kyk hoe lyk dit. Ek het die messe so gemaak dat hulle heen en weer lê. Sodat daar 12 messe kan inpas. Anders was die boksie heeltemal te groot en te lomp.